Jou werk lewe nie in 'n folder op jou rekenaar nie. Dit lewe in jou e-posse in Gmail of Microsoft Outlook, in jou CRM in die cloud. So kom ons gee vir Koue toegang tot waar die werk regtig gebeur. In die vorige episode het ons Koue binne in 'n lair op jou eie masjien laat werk. Dit was lekker, maar die meeste van jou werk lê nie in lairs nie. Dit lê in tools wat jy elke dag gebruik. Vandag gaan ons Koue aan daardie tools koppel. Teen die einde van hierdie video het jy jou eerste connector gekoppel en jy weet presies hoe om Koue by enige tool te laat uitkom in net 7 stappe. 'n Agent wat by jou plaaslike lairs kan uitkom is 'n halwe agent. Die oomblik wat jy vir Koue toegang gee tot jou Gmail, jou marketing tool of jou community platform, dan begin dit voel soos 'n regte werknemer wat namens jou take in jou stelsels afhandel. Maar met daardie krag kom groot verantwoordelikheid. Jy moet verstaan watter tool wat kan doen en wat dit sonder om te vra mag doen. Daardie balans is toegang teenoor beheer. Dis presies waaroor hierdie video gaan. As jy dit reg kry, gaan jy die res van die reeks heeltemal vir jou sin maak. Stap 1. Jy moet verstaan daar's 3 maniere om met tools te praat. Die eerste een is die connectors. Dit is die hoofmanier, die maklikste manier. Jy druk 'n paar knoppies en is gedoen. Koue kom by jou tools uit via built-in integrations of 'n custom MCP. Dis verreweg die maklikste roete en dit is waarop ons vandag fokus. Dan kry jy die API of die CLI op 'n tipe van 'n virtuele masjien. Koue loop dan scripts op sy virtual machine om via tools se API of CLI te koppel. Dit klink verskriklik tegnies, maar dit klink baie moeiliker as wat dit regtig is. Die laaste een is browser automation of computer use. Claude maak letterlik jou browser oop en navigate deur bladsye, klikknoppies. Dis goudwerk as daar geen connector of API bestaan nie. Probeer altyd eers connectors voordat jy die API of die browser tools oorweeg. So, ons voeg jou eerste connector by. Jy gaan in Customize in en dan gaan jy hier na Connectors toe. Hieronder jy sal sien daar skills en plugins. Hierso kan jy sien wat klaar gekonnekteer is by my. As jy hier by Browse Connectors gaan, dan sal jy sien daar's honderde indien nie duisende van hierdie connectors nie. So alles wat jy gebruik by die werk sal 10 teen 1 hier vir jou wees. Verstaan ou of. Koue kry slegs toegang tot dinge wat jy mag sien. As jy byvoorbeeld Gmail koppel, sien Claude nie e-posse van jou kollegas nie. Hy sien net jou e-posse. So kom ons toets dit gou. Ons sê Gmail Connect. Druk jy op Connect, dan maak hy die browser oop, jy kies vir jou rekening, jou Google rekening, jy sê Continue, en hier vra hy vir jou wat hy alles mag doen. So ek sê altyd Select All, dis View your email messages and settings, Manage drafts and send emails, Read, compose and send emails from your Gmail account. Dan sê jy Continue, en hy vat jou terug na die app en jy is gekonnekteer. So jy gaan hier by Gmail in, dan kan jy sy permissions instel per tool. So, elke connector bring sy eie tools saam. Dis spesifieke aksies wat Claude binne in daardie app kan uitvoer. So jy kry read-only tools, dit trek net inligting, soos byvoorbeeld lees jou e-mails en lees al jou data. Write, delete tools vir ander dinge, so dis byvoorbeeld create a draft, delete a email, modify labels. Jy kan een van 3 permissions per tool of kategorie stel. Always allow, needs approval of blocked. Wat ek voorstel is read-only op Always Allow, want dit kan net lees, so jy kan dit altyd toelaat, en write delete op Needs Approval. Send email en enige delete aksie moet jy nooit op Always Allow sit nie, ten minste nie begin nie. Hoekom? 'n verkeerde label by 'n e-pos is dalk irriterend, maar 'n e-pos wat per ongeluk outomaties uitgestuur word, dis 'n heel ander storie.
Net 'n klein tip hier in die kant sal jy 3 kolletjies sien en jy sal sien daar's 'n knoppie wat sê refresh toolist. Gaan so nou en dan net daarin en gaan druk daai knoppie. Hoekom? Want dan kry jy die nuutste aksies. Alles loop op 'n MCP. Dis 'n splinternuwe standaard of 'n protokol wat vinnig ontwikkel en opdateer. Maar dit dateer nie outomaties op jou stelsel nie. Klik die 3 kolletjies langs die connector, kies die refresh toolist en dan sal hy vir jou wys as daar enige nuwe tools gelaai is. So, ons Gmail is nou gekonnekteer, so wat nou? As ek 'n nuwe tool konnekteer, dan vra ek sommer vir hom, Gmail is connected, what can we do now? Hy gaan dan vir jou alles sê wat hy nou kan doen. So kom ons kyk. With Gmail connected, here are practical things I can do right now. Read, scan your inbox, summarize what's come in, flag anything urgent, find specific threads, draft and reply, chase and follow up, feed your other tools, pull context from email into a quote or invoice, or into your calendar. Feed your other tools. Recurring digests. So ons sal later by die digests uitkom, maar dit is basies wat jy nou met jou e-posse kan doen. So, jy gebruik 'n tool by jou werk en dit is nie by die connectors nie. So wat doen jy nou? Jy gaan 'n custom connector byvoeg. Enige tool is konnekteerbaar of koppelbaar deur 'n MCP server. Soms is die tool wat jy soek nie op die built-in lys nie, so wat doen jy? Ons gaan Google toe en ons sê, kom ons sê Supabase MCP server. Jy kan net die tool naam wat jy gebruik insit en volg dit met MCP server. Daar gaan jy 'n resultaat kry. Alle tools het deesdae MCP servers. As hulle dit nie het nie, dan weet ek nie onder wat se klip bly hulle nie. Dan is daar 'n gewone manier hoe jy dit kan installeer. Hulle gaan gewoonlik vir jou sê, vra vir watter AI dit is. So kom ons sê so met 'n Claude Code en dan is daar 'n installasie manier wat jy kan doen. So jy kan dit net daar copy, jy gaan terug Claude toe, jy plak dit in. Hy gaan vir jou details vra van Supabase, jy gaan gewoonlik 'n key of 'n secret nommer hê wat jy moet invul en dan konnekteer hy hom. Sal hy met Google, hy gaan weer 'n venster oopmaak, hy gaan vir jou sê login en jy gaan inlog, hy vat jou terug na die app toe en dit is gedoen. So, gaan koppel nou net een tool vandag wat jy elke dag gebruik, of dit nou Gmail, Notion of iets anders is en vra vir Claude, wat kan jy nou doen? Dis 'n 2 minute oefening wat alles vir jou verander. Maar onthou, 'n connector wys net vir Cowork waar om te werk. In die volgende episode gaan ek vir jou wys hoe om vir hom te sê hoe jy wil hê hy moet werk. En dit is skills. Dit leer vir Cowork om op jou manier te werk. Maak seker jy is ingeteken op Uitsa sodat jy dit nie misloop nie. Bye bye.